almal en weer eens welkom by ons huiskerk video en dankie dat jy saam met ons inskakel hierby. Dit is lekker om saam met jou te kuier. Ons is in die laaste 2 weke van die kwartaal. Glo dit of nie, in die jaar is al reeds halfpad. En ek dink julle almal sal die week gevoel dat die winter nou met ons is. En my gebed is dat ons maar as ons so saam is en saam video's kyk, saam kerk hou, iets van die warmte van die Here sal beleef. Ons sal beleef dat die Heilige Gees ons warm maak met sy liefde. Nou vandag wil ek bietjie saam met julle dink oor 'n vraag. En dit gaan rondom barmhartigheid. En die vraag wat ek wil vra is: hoe besluit ek wie verdien barmhartigheid? Hoe besluit ek wie verdien barmhartigheid? En om ons daarmee te help, gaan ek 'n teks lees, maar ek gaan nou kyk na die vroeë kerk en die antieke gelowiges en die wêreld waarbinne hulle geleef het. So kom ons lees saam uit Matteus of uit Lukas 6 vanaf vers 27. Maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee. En as iemand jou goed vat, moet jy niks terugeis nie. Behandel ander mense soos jy self behandel wil word. As jy net die mense liefhet wat jy liefhet, watter aanspraak op dank het jy dan nog? Ook die sondaars het net die lief wat vir hulle liefhet. En as jy goed doen net aan die wat aan julle goed doen, watter aanspraak op dank het jy dan nog? Die sondaars maak maar net so. En as jy geld leen net aan die van wie jy hoop om dit terug te kry, watter aanspraak op dank het jy dan nog? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar net dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet jy julle vyande lief hê en goed doen aan en uitleen. Dan sal daar vir julle 'n groot beloning wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en slegtes. Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. Ons lees net tot sover. Nou, ek het gesê ek wil vir julle iets oor die antieke wêreld sê waarbinne die mense geleef het, en ek dink dit het my ons gehelp om hierdie teks en ook barmhartigheid beter te verstaan. So, om swaar te gekry het, sê kenners in hierdie antieke wêreld, was verskriklik moeilik geweest. Daar's byvoorbeeld die belasting ingesamel met die doel om ook ander mense wat in nood is, te help, soos wat baie keer in lande en ook in ons land gebeur. Die belasting het net een doel gehad, is net ingesamel om die koning se lewe te verryk en te help dat die koning groter paleise kon bou. Nou om te sien vir die mense wat swaar kry, hierdie samelewing eintlik 2 dinge in plek gesit. Die eerste ding is, dit was 'n sterk fokus op familie en familiebande. Waar families gesê het, ons sal sorg dat die mense in ons familie nie swaar kry nie, ons sal vir hulle sorg. Ons sal verantwoordelikheid neem vir hulle, ons sal die verantwoordelikheid neem vir mekaar. Die tweede ding, as jy nie iets gehaat het nie, dan het jy na iemand gegaan wat die middele gehad wat jy graag wil gehad en dat jy vir hulle gaan vra, kan ek asseblief van dit kry? En dan sou hierdie persoon, ons kan verwys na die persoon as die weldoener, dan heel moontlik sê, ja, jy kan kry wat jy vra, maar was altyd 'n maar gewees. Jy moet dan daai persoon se belange in die openbaar gedien het. Seker gemaak dat die ander mense weet wat jy by die persoon gekry het. En jy het amper op 'n manier 'n slaaf van jou weldoener geraak. So toe kom die kerk, en die kerk sê toe maar, hierdie 2 sisteme moet ons anders na kyk. Hoe kan ons as gelowiges hierdie sisteme gebruik om meer mense te help? Toe sê die kerk, eerstens, dat ons kyk nie na familiebande. En daarom in die vroeë kerk, in die evangelies, en in die briewe, Nuwe Testamentiese briewe, sal jy 'n sterk fokus oor hierdie ding van familie, broers en susters. Die kerk het gesê dat ons is nou almal een groot familie. Waar die klem vroeër was, ons sal sorg vir ons familie, bloedfamilie, en die kerk nou kom sê dat die familie in Christus baie groter is. En daarom het hulle self hierdie familie so ernstig opgeneem, dat hulle gesê, ons noem mekaar nou broers en susters. En het gesê, ja, dit is so, ons sal omsien vir ons familie, maar die term familie het ons net baie bietjie breër gemaak. En wanneer ons daar omgesien het en omgegee vir mekaar,
was daar wederkerige reaksies wat mense gehad het. Een was 'n positiewe reaksie, 'n positiewe wederkerigheid wat ek gesê het, ek gee meer as wat ek terugverwag, of daar was 'n negatiewe reaksie wat ons gesê het, ek soek meer as wat ek gegee het, en dan was daar 'n neutrale reaksie wat gesê het, ek soek nie dieselfde as wat ek gegee het. En dan het die kerk gesê, maar Christene moet altyd 'n positiewe wederkerigheid hê. Moet altyd leef met 'n positiewe wederkerigheid. Met ander woorde, Christene moet meer gee. In die teks sê eintlik baie daarvan, die Christen moet altyd meer gee as wat jy terugverwag. Daai ekstra myl loop sonder om iets terug te verwag. Die tweede ding wat die kerk gedoen het, is om hierdie stelsel van die weldoener bietjie te wysig. Vir weldoeners goed gedoen het om eer in die publiek te kry. Weet ek en jy dat Jesus gekom het later en dan gesê het, maar vriende, ons kan nie nou meer goed doen om en eer kry daarvoor. As ons dinge doen, het hy sê, so ver gaan en gesê, ons moet dit in die geheim doen, en jou regterhand moet nie eens weet wat jou linkerhand doen nie. Die gedagte is dat net God jou raak sien, en dat God jou beloon. Ons doen nie, die weldoener kan nie goed doen om eer in die publiek te kry nie. Niemand moet daarvan weet nie. Ons moet weldoeners wees, maar nie om eer te kry. En so die kerk op kreatiewe maniere, die sisteme wat die mense reeds gebruik het, kom vat en sê, maar die kerk gaan ons daai sisteme gebruik, maar ons gaan dit anders gebruik. Ons gaan 'n groter familie wees, en ons gaan steeds weldoeners wees, maar ons gaan dit nie doen om eer te kry. Vriende, die Nuwe Testament is 'n wonderlike boek wat eintlik baie praktiese raad gee oor barmhartigheid. In die Nuwe Testament is daar sterk fokus die hele tyd op barmhartigheid. 'n Sterk fokus op die nood van gelowiges. Sterk fokus op die geringstes. Matteus 25 lê klem daarop dat ons mense se nood moet raak sien, as hulle honger is of as hulle dors is. Die Nuwe Testament lê ook sterk klem op spontane barmhartigheid. Waar die Nuwe Testament sê, Jesus vertel die storie dat iemand by jou kom aanklop in die nag, selfs wanneer jy nie lus is nie. Moet ons steeds spontaan kan barmhartig wees en kan omgee vir mense. Maar ek wil afsluit deur te dink oor hierdie vraag waar ek begin het, te sê, wie verdien dit? Maar dalk is die vraag wat ek nou moet vra eerder, wat is ons motief vir barmhartigheid? Wat is ons motief van barmhartigheid? Ons motief vir barmhartigheid mag nooit die verdienste van 'n persoon of 'n party wees wat swaar kry nie. Die motief en motivering kan nie wees eers om te kyk, is hierdie persoon regtig in nood nie. Die motief vir barmhartigheid kan nie wees om te kyk, kom ons kyk na die karakter van hierdie persoon nie. Nee, die motief vir ons barmhartigheid is die karakter van Jesus, is die karakter van God. En dit is so wonderlik wat hierdie teks sê, Lukas 6:36, hy sluit af en sê, ons is barmhartig, hoekom? Omdat God barmhartig is. Dit is die motief vir ons barmhartigheid. Ons is nie barmhartig omdat mense nou vriendelik is, of oulik is, of omdat ons hulle vreeslik jammer kry nie. Ons is in die eerste plek barmhartig omdat God, die God wat ons dien, barmhartig is. Die tweede rede hoekom ons barmhartig is omdat ek en jy besef dat ons self barmhartigheid nodig het. Die saligsprekinge sê, geseënd is die wat barmhartig is, en dan hulle sal barmhartigheid bewys word. So daai hele idee van, ons is barmhartig, maar ons besef ook dat ons barmhartigheid nodig het. En daarom hou ons aan barmhartig wees, want ons weet en besef ons het self barmhartigheid nodig. Ons doen dit uit die posisie van as mense wat barmhartigheid ontvang het, en nou vloei God se barmhartigheid, en ek deur ons na ander mense. So barmhartigheid is geanker in die voorbeeld van Jesus, dit wat ons by hom gesien het, dit wat hy vir ons kom leer het. Jesus sê, hy gaan so verder en sê, weet julle wat, ek verlang nie na offers nie, wat ek verlang, sê hy, is barmhartigheid. Ek verlang na barmhartigheid eerder as offers. So ware aanbidding, ons hou ons van die woord aanbidding, ware aanbidding, sê Jesus self, is nie wanneer ons offers vir hom kom gee nie. Sê ware aanbidding is wanneer ons barmhartig is, soos God barmhartig was. Barmhartigheid is ten diepste 'n daad van aanbidding. Dit gaan nie oor jammer wees nie. Dit gaan oor dat ons God eer en dat ons God aanbid wanneer dit ons doen. Wanneer ons aan die geringstes in ons samelewing doen, soos Matteus 25 dit so goed sê. Nou ek wil weer die teks vinnig vir julle lees.
Ek wil hê jy iets van hierdie beleef wat ons nou gesê het. Maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan mense deur wie julle gehaat word. 'n Positiewe wederkerigheid. Gee meer as wat jy terugverwag. Weer liewer as wat jy self terug liefgehê sal word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander wang. En vir iemand wat sy ou boklede vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Heeltyd meer gee as wat jy terugverwag. En elkeen wat iets vra, moet jy gee. En as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terug as jy behandel ander mense soos jy self behandel word. As jy net die liefhet wat jy liefhet, watter aanspraak op dank het jy dan nog? Ook die sondaars het net die lief wat vir hulle liefhet. En as jy goed doen, het dan nie wat aan julle goed doen, watter aanspraak op dank het jy dan nog? Die sondaars maak ook net so. Hoor jy hoe hy sê, ons liefde is verder as net die wat ons liefhet. Dit is verder as ons bloedfamilie. Dit gaan aan die groter familie binne Christus. As jy geld leen, net aan die wat van wie jy hoop om dit terug te kry, watter aanspraak op dank het jy dan nog? Sondag leen ook so, solank kan maar net dieselfde bedrag terugkry, neutrale wederkerigheid. Ek sal gee, maar ek wil dieselfde terug hê. Hy sê Sondags doen dit. Ons moet meer doen, ons moet positief gee en minder terugverwag. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet jy julle vyande lief hê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle 'n groot beloning wees. Die beloning is in die hemel. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en slegtes. Wees barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. Ek het een keer 'n vriend gehad wat iemand probeer help het. Toe sê hy, Neil, weet jy wat, ek sal nooit weer daai persoon help nie, want ek het hom 'n werksgeleentheid gegee en hy het net eendag opgedaag en toe kom hy nie meer. Hy's lui, ek sal hom nooit weer help nie. En toe besef ek, toe ek hierdie teks weer lees, dat daai persoon se barmhartigheid teenoor die persoon wat hy wou help was gegrond op of die ander persoon het verdien, of hy regtig swaar kry, of hy regtig die werk wil hê. Maar barmhartigheid van Jesus is nie gegrond op ander mense se verdienste nie, maar is gegrond op God se barmhartigheid. Ons is barmhartig omdat God barmhartig is. Ons het ander mense lief omdat God ons liefhet. Mag ons dalk eerder vra, Here, laat U barmhartigheid deur my vloei na alle mense. Help my om na die mense rondom my te kyk en hulle as my familie te sien. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir hierdie uitdagende teks. Ek dink soos 'n klomp ander mense lees as hierdie teks en ons besef, meeste van wat ons nou leef ons nie uit nie. En daarom bid ek Heilige Gees dat U ons sal kom help. Kom verander U ons harte om meer soos U te raak. Dat ons barmhartig sal wees omdat U barmhartig is. Dat ons barmhartig sal wees omdat ons self barmhartigheid nodig het. Help ons om nie te kyk na ons familie, om die mense rondom ons as ons familie te sien en daarom ook die verantwoordelikheid ergens op te neem om na hulle om te sien en help ons om wanneer ons goed doen, nie erkenning daarvoor te soek nie, maar om te besef ons doen dit vir U en dat ons beloning in die hemel is. Mag ons gemeente 'n gemeente wees waar mense barmhartigheid uitleef en waar mense barmhartigheid beleef. Amen.